Elia en Elisa verhale deel 2. Indien jy nog nie die eerste video gekyk het nie, gaan kyk hom eers om die konteks te verstaan. Want hier gaan ons nou aan met Elia se verhale. Hierdie liedjie verduidelik dit vir my so mooi die volgende fase van sy lewe. Die engele kom voor hom. Ons almal kry sulke tye waar ons voel ons is down en out. Ons het al bietjie gegroei, maar dan voel ons nou kan ek nie meer nie. Ek is nou moeg. Op hierdie stadium het Jezebel of Isabel het 'n death warrant op sy kop gesit. So sy het gesê sy gaan hom doodmaak. En toe gaan kruip hy weg in die woestyn. En op daai stadium is dit een van die mooiste maniere hoe God net met iemand hanteer. Hy laat hom slaap 'n bietjie en dan maak hy hom wakker en dan 'n engel daar en dan gee hy vir hom lekker kossies en dan slaap Elia weer. En dan na rukkie dan maak die engel hom weer wakker en dan eet hy weer lekker en dan slaap hy weer. Mag jy ook sulke oomblikke kry waar daar cheerleaders is op jou pad om vir jou te sê jy het al 'n vordering gemaak. Jy doen goed. Net soos die liedjie wat ek gespeel het. Don't give up. Mag ons dit sommer nou bid, dit vir elke donker seisoen wat kom in ons lewe, dat ons hierdie engele het wat ons kom voer en ons kom laat rus, sodat ons weer tot volle krag kan wees. Hierdie is die 3de keer in Elia se lewe waar daar 'n bonatuurlike voeding plaasgevind het. Voeding is ook golden nuggets, dit is geestelike voeding wat dit ook kan verwys. So mag ons ook bid dat ons so bonatuurlike voeding sal kry. Golden nuggets, oomblikke wat ons net voel, God voed ons siel. Nommer 8, kry nuwe openbarings met isolasietyd en hulpbronne. So enige iemand wat jy ken, wat bietjie emosionele genesing nodig het, kan jy voorbid vir hierdie nommer 7 en nommer 8. Dat God hulle werklik waar sal vat en sal gaan plaas op sy geheim 'n spesiale plekkie waar hy 'n hele buffet van geestelike voeding vir hulle gee, waar hy al die leuns van die vyand kom uit neutraliseer en vir hulle nuwe waarhede kom plant. En dan die opvolgstorie is, God vat hom na 'n spelonk toe. Nou my romantiese oog sien ek dit was so 'n pragtige plek soos hierdie foto. En daarop daardie stadium leer God hom hoe om God se stem te hoor. So ek glo eers van alles voeding, rus en dan leer God ons hoe om sy stem te hoor. Ek het een vriendin wat vir my gereeld vertel sy sal 'n Hollywood fliek kyk en dan sal sy nuwe waarhede van God kry daaruit. So elkeen van ons hoor God op ons eie unieke manier. Ek sal Bybelstudie doen en dan 2 of 3 dae later sal die penny drop en dan sal ek besef wat God eintlik bedoel het in sy woord. Die rede hoekom Elia so op so depressie mode was omdat Isabel het 'n death warrant geplaas op sy kop. En op hierdie stadium in die nuwe openbarings vat God nie vir Isabel of Jezebel weg nie. God gee vir Elia nuwe tools om dit te hanteer. Hy gaan sê, salf hierdie nuwe persoon as koning, kry vir jou 'n assistent wat jou kan help. So dis juist in hierdie oomblikke van hierdie romantiese grot, waar God vir ons die tools gee van hoe om die battles te fight waarin ons tans is. Nommer 9, nuwe openbarings oor wat aan ander se harte aangaan. Hierdie verhaal kom in 2 Konings 1 voor. Al ooit gewens jy kan 'n vlieg op 'n muur wees, 'n fly on the wall. Al ooit gewens of gehoop of gebid dat jy kan die gesprekke hoor wat ander mense voer agter toe deure. Jy kan. Hierso het die koning net hierdie gesprek oor sy siekte en hy stuur profete uit. Of van sy eie profeet of sy eie boodskappers om te gaan uitvind by die Baal-serep wat die god van Ekron is, wat een of ander foreign afgod is, gaan stuur hy sy profete uit om te gaan uitvind of gaan hy gesond word of gaan hy siek word. Maar op hierdie stadium kom God en hy sê, maar die engel van die Here het vir Elia gesê, doetjie. Ek glo, omdat Elia net in die vorige verhaal het hy geleer om God se stem te hoor. Dis soos 'n siklus. Hoe meer jy leer om God se stem te hoor, hoe meer gaan God ook vir jou leer wat in ander mense se harte aangaan. En dan kan jy daarin intree vir dit bid. Nommer 10, weer vuur van die hemel. Konteks is dieselfde koning wat toe na mense gestuur het na die afgod toe wat
wat Elia gaan hijack het om te sê, dis nie hoe dit gaan werk nie, stuur toe nou groepe van mans na Elia toe om te sê, maar kom bid vir my, kom bid vir my. En Elia die groot show-off, bid weer, vir elke groep mense wat die koning stuur, bid hy vir 4 van die hemel af, en dan kom verteer die 4 hulle. So hierdie is die 3de keer wat Elia die sleutels van die hemel gebruik het, om sy battles te fight. Die eerste keer was met die reën, heel in die begin van sy storie, die tweede een was die Titan Clash met Isebel, wat hy ook 4 gebid het, en die 3de keer was nou die 2 groepe 4, wat hy afgebid het van die hemel af. Dit laat my dink aan die stukkie in Psalm 110 vers 1, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir die voete. En ek glo dis wat hier gebeur het. Later in die verhaal gaan die koning wel dood, en 2 Konings 1 vers 17, en hy het gesterwe volgens die woord van die Here wat Elia gespreek het. In die wonderwerk in die Nuwe Testament met Jesus en die owerste, die weermag kaptein, vertel die weermagkaptein ook hierdie storie, en my woorde word hulle dade, in Matteus 8 vers 9. So ek glo ook, hoe meer ons besef dat ons woorde het werklikbaar krag, dat dit wat ons uitspreek gebeur wel, hoe beter sal dit wees. En dis wat Elia hier besef het. Superglue van God af en mentors. 3 keer, die pers is 3 keer wat Elia vir Elisa gesê het, draai net maar om, gaan na my huis toe, en dan sê Elisa, ek volg jou, net soos die liedjie wat ek net gespeel het, I will follow him. En dit is die verskil, baie keer probeer ons mense te forceer, om ons te volg, om saam met ons die pad te stap, en dan is dit prestig, die oomblik wat jy bietjie drukte oplos, of jy trek het weg, dan gaan die bondage weg. Maar superglue is van God af. God maak dat mense superglue in ons lewe is. 3 keer het hy vir my out gegee, en elke keer het hy gesê, ek bly by jou. Mag God ook so die superglue kom plaas in al ons verhoudings, en die wat hy wil hê wat daar moet wees. En dan die mentors. Voordat ek net te veel liedjies hier insit, gaan ek sommer net noem van hierdie liedjie. Ken jy die liedjie van You Don't Have to Do It On Your Own? Mentorskap is so 'n Bybelse konsep. Paulus het vir Barnabas en Petrus gehad, en Paulus het weer later was hy die mentor van Timoteus en Titus. Jesus het die Heilige Gees gehad, dis hoekom hy vir 40 dae lank in die woestyn gegaan het. En hierso met Elia en Elisa word die mentorskap net weer ook bevestig, waar Elia vir Elisa sê, begeer wat ek vir jou moet doen. Ek wil jou regtig aanmoedig, kry vir jou mentors, mense wat jy kan oplei. Ek het 'n legio van mentors. Ek het 'n vriendin wat 'n leraar is by 'n groot kerk, wat ek gereeld bel en vra, ek het hierdie hindernis in my bediening, help my asseblief. En dan het ek ook my DMW maatjies, dames met wysheid. Ons kom elke donderdagmiddag by mekaar, en hulle het al soveel dinge vir my geleer, net van die praktiese goed, van hoe om takkies te was in 'n wasmasjien. So kry vir jou mentors. Elia en die hindernisse in sy pad. Ons het gesien in nommer 12, gee God vir hom nuwe openbarings, en God leer vir hom die tools van hoe om dit te oorwin. Hierso staan Elia en Elisa op die rand van die Jordaanrivier, en hulle wil daar deurstap. En toe vat Elia sy mantel, en toe slaan hy daarop, en toe maak daar 'n pad. So somtyds met die hindernisse in ons pad, gee God vir ons die tools van hoe om dit te oorwin. En ander kere maak hy vir ons 'n pad, deur dit, wat ons nie gesien het van tevore nie. Nommer 13. Elia is nie dood nie, hy is net opgevat in die hemel in. 2 Konings 2 vers 11 vertel die storie dat die wa met paarde en vuur gekom, en toe is Elia net opgevat. Daar's 3 gevalle in die Bybel van mense wat nie dood is nie, Henok, Elia en Jesus. En dalk is dit 'n uiterste manifestasie van dit wat ons saai, gaan ons maai. Want Elia het ons vroeër gesien, het die weduwee se seun weer teruggebring na die lewe toe. So die volgende video reeks gaan dan begin vat oor Elisa.